Ons lees volgens saam uit die evangeliebeskrywing volgens Matteus. En ons gaan lees Matteus 16, daar vanaf vers 13 tot en met vers 23. Die opskrif van die gedeelte, die belydenis van Petrus. Ek beklemtoon vers 18. En ek sê ook vir jou, dis Christus wat aan die woord is, sê hy, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek herinner u ook aan die tema dan van vanoggend se prediking. Ek, Petrus, die tipiese mens. Maar voordat ons saam lees van hierdie woord van die Here, kom ons word stil, broers, kom ons staan en dan nader ons almal saam ons Here in gebed. Almagtige God en ewige Here, ons buig voor u, ons loof u, ons prys u en ons aanbid u alleen. Saam met die psalmdigters sing ons tot u eer, ons dankpsalms. Ons getuig u goedheid en dat dit geen maat of perke ken nie. Nou Here, ons hoor dit in die reën wat val, ons beleef dit elke oggend wanneer ons oë oopmaak en opstaan. Here, ons sê ook vir u dankie vir elkeen wat hierdie week verjaar. Ons vra dat u u hand oor almal sal hou in die gemeente. Maar dan in besonder ook bid ons vanoggend van Tannie Alvera en oom Nico wat siek is. JJ wat opereer word vandag, Tannie Erika wat herstel, ook op 'n prosedure wag. Ons dink aan Jopie wat ingaan vir 'n skoueroperasie. Ons dink aan Tannie Didi wat nie gesond is nie. Ons bid vir Tannie Elaine en sê dankie dat sy so mooi herstel, ook Tannie Toy. Ons bid vir Frikkie en oom Skalk. Ons dra ook vir oom Kobus aan u op in sy ampt waarin hy vandag bevestig word en vra dat u hom daarin sal lei, sal sterk. En dan moet ons ook vanoggend vra dat daar waar die Paasnaweek al nader kom, u ons sal help met ons voorbereiding daarvoor en ons eie selfondersoek gemik op die nagmaal. Here, help ons vanoggend ook deur die diens, dat die boodskap wat ons hoor, 'n boodskap is wat by ons harte sal inslag vind, een wat daar sal wortel skiet en wat sal vrugte dra, wat ander mense ook na u voete kan bring. Dit alles vra ons tot eer en verheerliking van u naam, maar in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Die belydenis van Petrus, Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
Daarop het hy sy disippels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. In so 'n kort stukkie geskiedenis, 2 absolute uiterstes. Jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En 'n paar verse verder, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok. Jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Nou met verlede week se lydingspreek het ons begin kyk na Christus se lyding onder die skepping, spesifiek onder skepsels. So het laas jaar, ek het dit vir u genoem, gekyk na al die verskillende fasette van sy lyding. In hierdie jaar staan ons dan uitdruklik spesifiek stil by lyding onder die skepping. En ons het gekyk verlede week met Pontius Pilatus na die lyding wat hy ondervind het onder die owerhede van hierdie wêreld, met ander woorde die regspraak, die koninkryke van die mensdom. Vanoggend se tema is bietjie meer persoonlik. Ons kyk na Christus se lyding onder sy eie volgelinge. Spesifiek Simon Petrus. Nou daagliks ervaar ons as mense, soos deur al die eeue heen, groot uitdagings. Elkeen van ons weet dit, ons erken dit, ons ken dit, maar daar's geen manier om daar verby te kom nie. Daar's geen manier om dit te vermy nie, want uitdagings is deel van ons bestaan. En as kinders van die Here weet ons, een van die grootste uitdagings wat ons daagliks in die gesig staar, is onsself. Die manier waarop ons optree. Elke aksie, het ons by 'n vorige geleentheid gesê, veroorsaak 'n reaksie. En ons is verantwoordelik vir ons reaksies. En dit het direk betrekking op ons geloofslewens. Dit is wat ons gelewens tog tot mate definieer, die wyse waarop ons as kinders van God ons geloofslewe na buite reflekteer, die vrugte wat ons dra. As kinders van God is ons tog veronderstel om op 'n sekere manier te reageer, op te tree. Maar nou is en bly ons tipies mens. Hoeveel van ons reaksies skep nie onsekerhede nie? Hoeveel van ons reaksies, ons optrede, veroorsaak nie vrae nie? Omdat ons mens is ons geneig om alles wat ons doen so maklik te bevraagteken. Vra op vra. Hoeveel keer sê ons nie vir onsself nadat ons op 'n manier gereageer het, ek is 'n te groot sondaar, ek is nie geskik vir die koninkryk van God nie.
Hoeveel keer as ons in onsekerheid gereageer het, sê ons nie ek is 'n bang mens, klein gelowig, twyfelaar. Hoeveel keer het hierdie tipe vrae, redenasies nie in ons gedagtes al opgekom? Of het ons ander mense, ander broers en susters in Christus dit al hoor sê nie? Dit is wat dit beteken om mens te wees. Gevalle mens te wees. Dit is deel van ons werklikheid in hierdie gebroke wêreld. Maar as kinders van God weet ons nou ook, dit is nie ons lot nie. Christus het gekom om daardie tipiese mens, gewone sondaar ook van die bande van so 'n lewe te bevry. Om die slawerny van die sonde te breek. En die beeld van Petrus, soos wat dit vir ons opgeteken staan in die skrif, teken vir ons daardie prentjie. 'n Prentjie van 'n doodgewone mens, soos u en ek. 'n Mens, as kind van God, wat onder die leidende hand van God geleef het, en ten spyte daarvan ook dikwels gestruikel het. Wat self direk bygedra het tot ons Here se leiding hier op aarde. Kom ons stap 'n bietjie deur die woord. Ons kyk na die lewe van Petrus, broer van Andreas, seun van Johannes die visserman van Betsaida, 'n klein vissersdorpie aan die oewer van die see van Galilea. Ons lees van Petrus, Johannes 1 vers 43, wanneer die Here hom as disipel roep. Jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Verder begin ons om daar leer ken as 'n voortvarende en 'n vurige mens. Ja, kort in die warm water met 'n vurigheid wat oorgaan in baie keer 'n onbedagsaamheid, 'n onverskilligheid. Baie keer gepraat sonder om te dink, baie keer gedoen ook sonder om te dink. Soms 'n bietjie vol van homself. Here, ek sal u nooit verloon nie. Matteus 26 en dan voor die haan 3 keer kraai, of voor die haan kraai, het hy die Here 3 maal verloon. Johannes 13 vers 8, u sal my voete in der ewigheid nooit was nie, sê hy. En dan sê Christus vir hom, as ek jou nie was nie, jy geen deel aan my nie. Wanneer ons Here gevange geneem word, dit Petrus wat die swaard trek en Malchus, die dienaar van die hoëpriester, se oor afkap, Johannes 18. En weer volg die teregwysing, bære jou swaard, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. En dan in ons teksgedeelte vanoggend, so vurig in sy belydenis, u is die Christus, u is die Seun van God. En net daarna moet ons Here vir hom sê, gaan weg agter my, Satan. Ons ken almal sulke mense. Ons is soms daardie mense. Iemand sonder takt. 'n persoon wanneer ons ook soms holders te bolder in 'n ding inspring en jy dan so kwaad is vir jouself, het voel jy kan die mure uitklim. Baie keer is ons daardie persoon wanneer ons klaar te haastig gedoen of gepraat het, ons hare uit ons kop uit wil pluk, want ons spyt is oor wat ons aangevang het. Spyt is oor die seer wat ons gedoen het, spyt is oor hoe vinnig ons weer ongehoorsaam, liefdeloos opgetree het.
Maar ons sien hier, ten spyte van die feit dat Petrus dag vir dag aan die voete van Jesus gesit het, dat hy self by die meester geleer het, sy almag gesien het, was hy tipies mens. Ons leer hom ken as mens wat soms ook kleingelowig was. By die visvangs in Lukas 5, maar die eerste 16 verse, gee Jesus die opdrag om na die diep water te vaar en die nette te laat sak. Dan is dit Petrus wat protesteer. Wanneer Jesus in die aand op die water na die disippels aangestap kom, sien ons as Petrus wat na sy Here wil gaan, en terwyl hy op die water na hom toe loop, raak hy bang. Matteus 14 vers 31, hy haal sy oë van Jesus af. Petrus, tipies mens. Maar tipies mens, net soos u en ek. As die winde van die wêreld teen ons begin druk, hou ons dan nog ons oë op Jesus? Wanneer die wêreld verkondig dat Jesus nie die God is nie, en wanneer ons kinders nie meer vrylik kan aanbid nie, of as vriende druk wil, dat ons saam op 'n Sondag ander dinge doen as om die dag te heilig. Wat is ons reaksie? Neem ons dan ook die oog van Jesus af weg? Sink ons dan ook in die ellende van ons werklikheid? Dan sien ons, daar is nie so groot verskil tussen ons en Petrus nie. En dan kom die woorde van Jesus na ons toe ook, kleingelowige. Waarom het jy getwyfel? Matteus 14 vers 31. En so, net soos Petrus, dra ons ook by tot ons Here se lyding. Baie maal was Petrus kleingelowig, maar daar's nog 'n eienskap wat ons aandag verdien. En dis die eie ek. Telkens as Petrus aan die woord, ons hoor ons daardie eie ek. Here, ek sal my lewe vir U gee, Johannes 13 vers 36. Al moes ek ook saam met U sterwe, ek sal U nooit verloon nie. Klink dit nie bekend nie? Wanneer ons weer in 'n geselskap is, wanneer u weer met iemand praat, luister bietjie na die woordjie ek. Kom ons toets onsself. Kom ons kyk, as ons praat, ons doen, of alles nie ook om ons draai nie. Wat ek sal doen, wat vir my belangrik is, dit wil baie keer lyk asof daar nie plek vir 'n ander in my lewe is nie. In ons gesprekke klink dit so maklik, ek is al wat tel. Petrus was soms kleingelowig, en die eie ek was vir hom ook 'n struikelblok, maar net soos wat dit vir ons is, ons, tipies mens, wat daardeur ook bygedra het tot die lyding van ons Here. En soos ons kon aflei uit ons eerste punt, Petrus was soms ook maar 'n bang mens. Bang vir dit wat ander mense van hom sal sê en sal dink. Bang wat ander aan hom sal doen. En daarom hoor ons dan by die verhoor van Jesus, dat hy 3 maal ontken het dat hy een van Jesus se disippels is. Ten spyte daarvan dat ons Here hom gewaarsku dat hy dit gaan doen. Soos wat ons ook Sondag in die kerkgebou, in die erediens, in sy teenwoordigheid is, waar hy ons groot leermeester is, luister ons nie dan ook na sy woord, na sy waarskuwing in ons lewe, en gaan dan hier uit en doen in elk geval wat ons wil nie. Sondag hoor ons Here sê vir ons, ek is met julle.
Maar Maandag, ek is eensaam, ek is alleen, ek staan alleen. Sondag, julle moet mekaar lief hê. Maandag, daai persoon het my benadeel. Ek sal hom wys, ek sal op hom trap. Dis waarskuwing, reaksie. Petrus as tipies mens, volkome mens. Net soos ons vandag is. Die een oomblik ekstaties gelukkig in sy geloof, in sy belydenis. Die volgende oomblik vol ellende. Die een oomblik ek sal U nooit verlaat nie. Die volgende oomblik ek sweer ek ken hom nie. Soms kleingelowig, by tye gelewe vir homself, bang vir populêre opinie. En so het ons Here onder sy optrede gelei. So het die Here onder ons optrede gelei. Want U en ek is tipies mens. Net soos Petrus. Maar weer eens daarin, wat 'n groot stuk genade, wat 'n troos lê daar vir Petrus en daarmee ook vir alle mense in hierdie gedeelte opgesluit. Wanneer Petrus as disipel later apostel geroep word, dan ken die Here hom. Hy ken hom binne en buite. Hy weet wie hierdie mens is, want hy ken ons beter as wat ons onsself ken. En wanneer hy vir hom die naam rotsman gee, dan weet hy al lankal wat die man se taak is, wat hy op sy skouers lê. Dit wat hy van hierdie feilbare, hierdie tipiese mens verwag. Ons sien Petrus ontvang 'n lewensroeping uit die hand van ons Here. Ten spyte van ons sonde. Ten spyte van ons ongeloof, ons vrees, ons daaglikse verloning van ons Here. Ja, broers en susters, ten spyte van ons voortvarendheid, ons hiermerigheid, ons wispelturigheid, ons bydra tot ons Here se leiding, ten spyte van, het Jesus vir ons plek gemaak, ons tipiese mens, as koninkrykskinders in sy koninkryk. Wanneer die lig van Jesus se kruis op Petrus val, dan word sy ou mens hom nie meer toegereken nie. Johannes 21, Simon, het jy my lief? Laat my blammers wy. Simon, het jy my waarlik lief? Pas my skape op. Het jy my lief? Laat my skape wy. Ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 5 en Lukas 24 vers 34 dat Jesus na sy opstanding aan Petrus verskyn het, waarmee hy duidelik wys, waarmee hy bevestig dat hy hierdie man nie verwerp het oor wat hy gedoen het nie. Hy maak hom ten spyte van sy tipiese menswees 'n getuie van sy heerlikheid, 'n getuie van sy waarheid, 'n getuie van homself, ons Here. Ons teksvers vanoggend is 'n hoogtepunt in God se genadehandelinge met die mens. Want wanneer die lig van God se genade in Christus Jesus op Petrus val, word hy 'n nuwe mens. En dan hoor ons daardie selfde bang persoon wat so vol van homself is, so vinnig kwaad geword het, so maklik verkeerd gereageer het, hoor ons dat hy op Pinksterdag onbevrees die evangelie van ons Here verkondig. Petrus,
Tipiese mens. Petrus wat sy Here verloon het. Petrus wat tot sy lyding bygedra het. Petrus. Hoor ons die evangelie verkondig. Handelinge 4, waar hy vir die hoëpriester sê, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Hy, tipiese mens wat te bang was om te erken dat hy een van die 12 was. Dan wil die geskiedenis vir ons leer, hierdie selfde persoon is so vervul met liefde vir sy Here, dat hy kans gesien het vir 'n marteldood. Hy wat nie die geloof gehad het toe die stormwinde begin waai nie, het vasgestaan voor die deur van die dood. Want wanneer die lig van God se genade in Christus Jesus op jou val, word jy 'n nuwe mens. Word die ou mens jou nie meer toegereken nie. En wanneer ons vanuit sy liefde en sy genade leef, dan word hierdie wrakstuk van 'n mens, hierdie tipiese sondige mens vol vrees, mens met klein geloof, mens wat vir homself leef, omvorm tot 'n getuie van ons Here se heerlikheid. En dan kan ons saam met Paulus juig, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. As nuwe skepsel is die lewe Christus, die sterwe wins. Kan ek uitroep, die liefde van Christus dring my, soos wat ons gesing het. Die lig van die koms van ons Here het van Petrus, tipiese mens, 'n sieraad gemaak in sy diens. Ten spyte daarvan dat hy bygedra het tot die lyding van ons Here. En die vraag waarmee ons gekonfronteer word is, waar staan ons? Het daardie verskil al by ons begin? Het sy lig al so op ons geval dat die klein geloof in geloof al meer en meer verander? Dat die eie ek al minder en minder word en hy al meer die troon van my lewe inneem? Dat ek nie meer in vrees reageer nie, maar in geloof vasstaan. Nie bang is vir mense nie, maar die evangelie verkondig met alles wat ek is. Het Jesus se belofte van Jesaja 41, daardie van vers 8 af, al vir jou waar geword, waar hy vir jou sê, jy Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en ek jou gesê het, jy is my knegt, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie, al is jy tipies mens. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, ek wat vir jou sê, ek help jou. Ek maak jou tot 'n nuwe dorslee, jy sal berge dors en fyn maal en heuwels maak, so skaf. Die uitnodiging staan voor ons, vir elkeen van ons, tipies mens, tipies Petrus. Die uitnodiging, kom leef in die lig van jou Here.
van Petrus, ten spyte van sy tipiese menswees, het Jesus 'n nuwe skepsel gemaak. Daardie pragtige stuk, deur Petrus het hy sy kerk hier op aarde laat vestig. Petrus, tipiese mens, Petrus, wat sy Here verloon het. Ons ook. Ons, Petrus, tipiese mens. Vir ons het hy ook gekom om ons nuut te maak. Mag dit die waarheid wees oor ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige en groote God, hoeveel keer verval ons nie in onsekerheid en ongeloof nie. Hoeveel keer voel dit nie vir ons asof die golwe ons wil wegsleer nie. Hoeveel keer sê ons nie ook, ons is 'n te groot sondaar. Sê ons is nie geskik vir die koninkryk nie. Sê ons is te bang. Ons is te onseker. Vinnig reageer ons verkeerd. Vinnig vergeet ons die woorde van ons Here. Vinnig haal ons oë van Christus af. Net soos Petrus is ons maar tipies mens, vol van onsself, vinnig om te praat, maklik om te verloon, maklik om by te dra dit wat gemaak het dat U al daardie verskriklike dinge moes ly. Maar U het van Petrus, tipiese mens, 'n nuwe skepsel gemaak, 'n rots, 'n stryder van die evangelie. U kind. En daarin lê ons genade. Dat U ook van ons tipiese mense, vol van al daardie dinge waarmee Petrus ook geworstel het, ons wat U ook verloon het in ons sonde, bygedra tot die seer van ons, het U ook ons U kinders gemaak. En daarom vanoggend hoor ons dank, hoor ons lof, dat U daardie verhouding herstel het en die ou mens ons nie meer toegereken word nie. Skenk ons die krag en genade om te volhard in die roeping waarvoor U ons nuut geskaap het. Here, ons bid en vra, lei daardie siele wat nog nie U lig leer ken het nie, as dit U wil is, tot 'n heerlike ontmoeting met hulle Here. Want U alleen is die Here. U alleen is koning. U alleen is God. Aan U alleen al die eer. Amen.